Broers en susters, ons as mense gaan altyd deur veranderings. Baie verander in 'n mens se lewe. Kerklike kringe is daar veranderings. Dink maar aan die dae toe almal wat voor 'n dominee op 'n Sondagoggend se erediens gesit het, of hoedens opgehad het of manelpakke gedra het. Hoe dinge nie verander het nie. Daar's veranderings in ons samelewings, nie waar? Veranderings soos die modes wat verander, die tipe van klere wat ons aantrek, die kleure en veranderings aan uitdrukkings, alles is aan die verandering. En een van hierdie groot veranderings wat plaasgevind het in ons land, eintlik stilweg, is in watter groot mate begrafnisse plek gemaak het vir verrassings. Verrassings in Suid-Afrika het reeds plaasgevind in die 1800 jare, maar destyds grootliks byna gehele al beperk tot die Hindoe geloof. Die Hindoes veras hulle afgestorwenes. Vandag in Suid-Afrika baie meer mense word veras as wat begrawe word. En dis nie net hier waar hierdie verandering ingetree het nie, ook in ander lande. Ek dink byvoorbeeld aan die VSA. In die jaar 62 was slegs 5% van alle afgestorwenes in die VSA veras gewees. Dit het toegeneem, teen die jaar 2000 was dit al 25,5% en 'n paar jaar gelede dieselfde situasie as in ons land. Groot meerderheid meer mense wat afgestorwe is in Amerika word veras as wat hulle begrawe word. In die tyd van die antieke volke kry ons ook al twee. Baie volke wat hulle afgestorwenes veras het, verbrand het, en 'n paar wat hulle begrawe het. Byvoorbeeld die Grieke, die Romeine en dan die Hindoes, almal hulle afgestorwenes veras, aan die brand gesteek. Aan die ander kant die Egiptenare, liggaam wat gebalsem is en so behoue gebly het. En so lees ons byvoorbeeld dat Josef, voor hy gesterf het hy gesê vir die mense in Egipte, die Israeliete, julle moet asseblief my beendere saamvat, wanneer die Here julle hier uitlei, uit die slawe huis uit. En so het hulle hom gebalsem, lees ons. In die Bybel vind ons, vroeg al, 3de hoofstuk van die Bybel, vind ons 'n aspek van verbranding of begrafnisse. Kom ons lees saam uit hoofstuk 3, vers 19. Die Here is aan die woord, hy deel straf uit. Straf as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid. En onder andere die volgende: in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die Here kondig die intrede van die dood aan. Tot en met daardie oomblik was daar nie die dood onder die mense nie. Met ander woorde, as Adam en Eva nie gesondig het teenoor die Here nie, dan sou hulle nooit gesterf het nie. Die heeltemale doel van God met die skepping van die mens, die dood wat intree. En dan tot stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons is by 2 Kronieke, 'n tweede gedeelte uit die Bybel wat ek uithaal om uit te kom by die onderwerp van verrassings en begrafnisse. 2 Kronieke 16 vers 14, die verhaal van Israelitiese koning, my broersuster, koning Asa, van sy begrafnis, vers 14. En hulle het hom, koning Asa, begrawe in sy graf, wat hy vir hom in die stad van Dawid gegrawe het, en hom op die bed neergelê, wat vol speserye was, en dit van allerhande soorte, volgens die kuns van 'n salfmenger klaargemaak, en hulle het vir hom 'n buitengewoon groot wierookbrand aangesteek. Dit volg op die voorbeeld wat koning Asa gekry het. Die voorbeeld wat begin het by ons geestelike aardsvaders en die geestelike vader, die eerste Israeliet, Abraham. Vanaf Abraham, Isak en Jakob, almal is begrawe. Ons lees die verhaal waar Abraham 'n gedeelte gekoop het in die land Kanaan,
die grot van Magpela, en daar is hy begrawe, Abraham, Isak en Jakob, en later ook Josef is begrawe in daardie grot. Dan is ons by Deuteronomium 34 vers 5 en 6, en hier kry ons iets ongeëwenaards. Dit het nog nooit van tevore gebeur in die Ou Testament tyd nie, ook nie daarna nie. Kom ons lees vers 5 en 6 van Deuteronomium 34. Toe het Moses, die diensknegt van die Here, daar in die land Moab, op die bevel van die Here gesterf. Hy het Moses in die land Moab, in die vallei teenoor Bet Peor begrawe, en tot vandag toe weet geen mens waar sy graf is nie. Die Here begrawe vir Moses, hoekom? Sodat niemand weet waar sy graf is nie. Hoekom? Die Here het geweet Israel sou na Moses se dood van daardie plek waar hy begrawe is in afgod sou maak. Daarom weet niemand waar Moses begrawe is nie. So afgesien van hierdie begrafnisse, wat dan die tradisie is, deurlopend in die Ou Testament tyd, in die volk van Israel se geskiedenis, kry ons ook verrassings in die Ou Testament. In die Ou Testament was verrassings die tradisie gewees van die heidene, maar ook Israeliete. Maar wanneer 'n Israeliet verras is, of dan verbrand is, was dit erge straf wat die Here aangekondig het in die wet. In sekere gevalle, in erge oortredings, dis so erg, 'n mens kan dit eintlik van die kansel af noem nie, jy kan maar self gaan lees in Levitikus 20 vers 14. So oortreding, dan moes almal verbrand word. In ander woorde, verrassing of verbranding in die Ou Testament wat Israeliete aanbetref, was in geval van straf, altyd net straf. En dan in die Nuwe Testament word hierdie tradisie van begrafnis in die Ou Testament voortgesit. Ons lees dan in Johannes 19 vers 41 en 42. By die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waarin niemand nog ooit neergelê is nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. Seker die belangrikste voorbeeld dan van wat gebeur het in die Nuwe Testament, wat betref Israeliete, begrafnisse, ons lees verder Ananias en Safira se verhaal, en dat hulle begrawe is, en dan na die Nuwe Testament tyd, na die jaar 90-95 na Christus, het Christene wat uit die heidendom gekom het, heidene wat Christene geword het hierdie begrafnis tradisie voortgesit. Ons lees hulle mense dan begrawe in katakombes, dis ondergrondse kelders wat hulle uitgebou het, en daar het hulle afgestorwenes neergelê. Sommige Christene, broeder, as ons die verhaal verder vat, is toe later en deur die eeue verbrand, maar dit was gedwonge verbrandings, verrassings. Christen martelare is so om die lewe gebring as gevolg van hulle geloof. Ons lees byvoorbeeld die keiser Nero, wat Christene op 'n paal vasgemaak het in sy paleis se tuine, hulle met pik besmeer het van kop tot tone, en hulle aan die brand gesteek het, sodat daar lig kan wees in sy tuine. Die pryse wat mense betaal het, net om 'n Christen te wees. Later volg ander martelare, ander vervolging. Ons dink byvoorbeeld aan die tyd van die Rooms-Katolieke Kerk. Baie Christene het hulle lewens verloor, deurdat die Rooms-Katolieke Kerk Christene aan brandstafels verbrand het. Nou, hoekom kan ons dan, my broer en suster, na watter rede kan ons dan voordoen, of volgens watter redes het Christene dan deur die verloop van die Christendom gehou by begrafnisse? Die eerste rede vir hulle optrede was gewees uit respek vir die liggaam van God, vir die liggaam van die mens as die beeld van God. Anders ons lees in die Bybel dat ons liggame is die tempel, die woonplek van die Heilige Gees. En daarom het Christene gevoel, hulle wil dit nie, hoewel het 'n afgestorwene was,
het hulle gevoel, hulle kon dit nie regkry om daardie afgestorwe Christene te verbrand nie en is hulle dan begrawe. Dis een rede. 'n tweede rede is, daar was Christene wat gesê het, ons wil die voorbeeld van Jesus volg. Ons wil begrawe soos Jesus begrawe word, ons wil nie veras nie. 'n derde rede, die Bybel sê dat ons, wanneer Jesus weer kom, opgewek gaan word met 'n nuwe liggaam, die grafte gaan oop, en waar jy begrawe is, uit die grafte kom jy uit met 'n nuwe liggaam. En daarom het Christene gevolg, ons wil daarom nie mense, ons Christene, ons afgestorwenes verbrand nie, want waar is 'n graf wat dan kan oopgaan? Dis nog 'n rede. 'n vierde rede is as gevolg van die tradisie van verassing van die heidense volke. Christene het gesê, ons wil nie maak soos die heidene wat hulle afgestorwenes veras nie, ons wil begrawe word. En dan nog 'n rede, 'n vyfde rede, die Bybelse voorbeelde van die Ou en Nuwe Testament. En dan het mense gesê, Christene, die Bybel sê van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ek kan onthou toe ek 'n kind was daar baie dominees wat streng gekant was teen verassing. My pa was een van hulle. Hy het gesê, die Bybel sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, nie tot as nie. Nou ja, dis maar een manier hoe daarop te vind. Dan nog 'n voorbeeld, die verbranding van Israeliete in die Ou Testament as straf, het dan vir Christene gevoel, as ons afgestorwenes verbrand, dan voel dit so straf. Dis 'n kort opsomming van wat die Bybel vir ons leer oor verbrandings en verassing. Nou wil ek baie versigtig wees en ek gaan dit herhaal. Daar is geen Bybelvers wat sê verassing is sonde nie. Ek herhaal, daar is geen Bybelvers of verse wat voorskryf en sê dat jy sondig as jy 'n afgestorwene veras nie. Met ander woorde, daar is net geen manier waarop ons op grond van die Bybel vir Christene vandag kan sê, jy mag nie veras nie. Dis 'n persoonlike keuse van elke Christen, wat elke Christen maak, of jy, wanneer jy nie meer hier is nie, begrawe of veras wil word. Ek stel dit baie duidelik vir u broersuster, my doelwit met enige preek is om nie vir jou by te kom nie. Wat help het as jy nou iemand bykom deur 'n preekboodskap of 'n Bybelvers? Ons het mense wat weg is. Daar is net een doelwit, oogmerk, wens, motivering, broersuster, agter elke boodskap wat elke dominee bring. En dit is liefde. Die liefde van God in die Bybel wat vir ons soveel dinge doen. Daar is Bybelverse wat vir ons bemoedig. Daar is Bybelverse wat ons sê, doen dit. Daar is Bybelverse wat ons sê, moenie dit doen nie. Daar is Bybelverse wat vir ons leer, weet dit, want as jy dit weet, is jy bemagtig. Bemagtig gee mag, die mag om te weet wat om te doen, die mag om te weet hoe om dinge te doen. Die Bybel help ons in alle aspekte, skakerings, situasies van ons lewe. En dit word so bedoel wanneer jy dit oopmaak en lees. Dit word so bedoel wanneer hierdie dominee dit oopmaak en daaroor preek. Daarom het betref verassing of begrafnis by broer en suster, ek spreek absoluut geen oordeel uit oor enige lidmaat wat ooit iemand veras het nie. Dit is jou keuse en die Here aanvaar dit so. Ek het vir u bloot vanoggend ingelig dat jy ingelig kan wees. Ons is net so effektief in ons Christelike lewe as wat ons ingelig is. Jy is net so effektief in jou persoonlike lewe as wat jy ingelig is. Jy is net so effektief in jou beroepslewe as wat jy ingelig is.
Hemelse Vader, dankie Here vir u woord wat vir ons bemagtig, kennis gee, vir ons inlig Here dat ons ander kan inlig, vir ons inlig sodat ons besluite kan neem op grond wat dit die woord sê. Baie dankie dat u vir ons so in die hele skakeringe van ons lewens, alles wat gebeur, altyd iets het wat vir ons inlig en daardeur vir ons help besluite te neem, dinge te doen en nie te doen nie. Agter alles is u liefde en dankie dat ons ook vir myself wat u help om van die kansel af u liefde so oor te dra wat ek in u woord vind. Wil u vir ons seën hierdie week wat voorlê, vir ons sterk krag gee als wat ons nodig het. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen.